Goeiemôre, goeie nuus familie. Sorg net vir Mike. Mike, kom asseblief kantoor toe, jou ma het jou broodjies gebring. Het is baie lekker om julle almal te sien. Dit is lekker om so baie mense hier te sien. Alhoewel die lig nou so in my oë skyn, ek kan die helfte van julle nie meer sien nie. Maar dit is heerlik om vanoggend hier te wees. Julle, hierdie is die rede hoekom ons vandag hier is eintlik die rede hoekom ons lewe. Is omdat Christus vir ons aan die kruis gesterf het en weer opgestaan het. En daarvoor kan ons dankbaar wees. Kom ons staan almal en dan groet jy net gou iemand wat jy nog nie gegroet het nie, iemand wat daar naby jou sit. Hallo Roan. En dan sê hulle is baie trots op hulle dat hulle so vroeg kerk toe gekom het. Hallo Reina. Môre Frans. Hallo Madeleine. Hoi. Dis hy. Môre Heinrich. Goed, ons gaan Vader, vanoggend kom ons as 'n gemeente op hierdie baie spesiale oggend met niks anders na U toe as met 'n dankbare hart nie. Here, vanoggend toe ek saam met die musiekspan bid ons en ek wonder of ons elke dag verstaan dat U vrywillig vir ons die prys betaal het vir ons sonde. En dis juist deur U dat ons vanoggend hier kan wees en die naam kan groot maak. Want U is goed. Here, dankie dat U selfs in die jaar 2025 tussen ons rond beweeg vanoggend. En elke persoon wat in hierdie gebou is, kom bedien presies daar waar hulle is. Here, dankie dat U bloed vir ons nog steeds vandag meer as genoeg is. En Here, dankie dat ons vanoggend as 'n gemeente hier kan wees en U naam kan groot maak. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Is daar iemand vanoggend hierso met 'n dankbare hart? Terwyl jy sit, vertel vir iemand waarvoor, asseblief. Dankie musiekspan. Is ons nie geseënd met talent nie. Amen. Amen. Sit die ligte sommer af. Dion verstaan my grap. Ja, hierdie ligte maak my baie ongemaklik voel hier voor. Maar die Here is goed, ons is vanoggend hier en ek wil nie ons met hierdie oomblik mis nie. Hierdie laaste paar weke is ek so besig met die Here oor Paasnaweek en as julle my goed genoeg ken, sê julle weet ek wil absoluut niks doen net omdat ons dit doen nie. Ek wil regtig by die Here hoor. Wat is 'n nou boodskap vir goeie nuus nou? En ek het hierdie week soos 'n klein sussie gehuil. Julle, ons het 'n paar besoeke ook gedoen en ek dank die Here vanoggend vir sy genade wat meer as genoeg is vir elkeen van ons. Ek wil ook vir die Here dankie sê dat ons vanoggend so vol gebou het. Hier sit mense hier voor wat ek nog nooit gesien het nie. Nee, ek spot. Dit is vir my so groot voorreg om elkeen van julle hier te hê. As dit jou eerste keer is, kan julle die hande opsteek vir my. Ek beloof ek sal nie snaakse goed doen nie. Baie welkom. Baie welkom in ons goeie nuus familie. En ek wil vanoggend begin om net vir julle dankie te sê dat julle vanoggend julle vakansiedag gekies het om vanoggend hier te wees. Haai tannie Marlene. Sy dra 'n stoel in. Die Here is goed. Ek wil sommer terwyl ons dit net gou weer gebed doen asseblief. Kom ons buig ons hoofde. Vader, dankie dat ons vanoggend op hierdie goeie Vrydag
As ek hierdie week 'n rand kon kry vir elke keer wat iemand vir my gevra het, hoekom Goeie Vrydag, het ek vandag 'n paar rand gehad. Maar Here, ek wil vanoggend weer kom sê dankie vir Goeie Vrydag. Want U is nog altyd in beheer. Ons as mense so geneig om na die groot goed in die lewe te sien en te soek. Maar vanoggend wil ek net kom sê dankie. Dankie dat ons U kan ken. Dankie dat U leef. En dankie dat ons vanoggend hier kan wees om U te dien. Here, daar's een ding wat vandag uit my hart uitborrel en dis dankbaarheid. Dankie dat U 2000 jaar terug bereid was om vir elkeen van ons te sterf. En daarom is ons vanoggend hier om te kom sê dankie. U is die ware God, die ware Jesus Christus, wat op hierdie dag vir ons elkeen gesterf het. En Sondag vier ons U opstanding. Maar U is die ware Jesus en die ware Heilige Gees is welkom in ons gebou vanoggend. Ons het met opset nie hierdie week baie groot goed beplan en bewegings en goeders voorberei nie. Here, want my hartsbegeerte is werklik dat elkeen van ons in hierdie gemeente vanoggend sal besef waaroor Goeie Vrydag gaan. Dit gaan nie oor musiekvertonings en posters en al die groot goed wat baie kerke doen nie. Here, dit gaan vanoggend oor U en U alleen. It's all about you, Lord. It's all about you. En ek eer U daarvoor en ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Nou ons het die groot voorreg om vandag 2025 se goeie nuus, Goeie Vrydag. Alles is goeie. Want ons God is goed. Ek het terwyl ek so voorberei te besef, ek kan julle glo, na al hierdie jare is nog steeds 'n gestoei oor wat is die presiese datum wat Goeie Vrydag eintlik plaasgevind het. Maar ek is nie vanoggend hier om met julle te praat en te bedien daaroor om te stry nie. Ek is vanoggend hier om vir die Here te kom dankie sê. Dat nog voor ek besef het hy geweet ek het hom nodig. Want ek staan vanoggend letterlik hier omdat ek afhanklik is van hom. As dit nie is nie, dan gaan ons almal huis toe. Ons is nie hier om godsdienst te speel nie, ons is hier om God groot te maak. Ek wil sommer nou ook verskoning vra dat ek laasweek 'n stelling gemaak het dat die laaste week van Jesus op aarde word geken as die heilige week of the Holy Week. En ek weet daar is sommiges wat daarna verwys so, maar dit is nie 100% akkuraat nie. 'n meer akkurate beskrywing vir die laaste week van ons redder se lewe op aarde is Passion Week. En ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom gebruik ek die Engelse beskrywing. Daar's 'n rede. Julle weet nou al, ek gebruik Engels net vir selfverdediging. Julle, God is goed. Passion in die Grieks is die woord paphos. Het ek dit reg gesê? Daai Engelse TH. Ja, my vrou spot my altyd. Hoe moet ek dit sê? Paphos. Ag, ja. Okay, paphos. Dit beteken to suffer of suffering. En as julle kan lees en hoor wat ek nou vir julle verduidelik, dan is passie wat ons Afrikaners dit maak, verduidelik nie wat daar gebeur nie. Dis die teenoorgestelde. Want die passie of die passion waarvan ons Woordeboek praat, is nie suffer nie. Dis nie 'n prys wat God betaal het vir elkeen van ons nie. Tot dusver het Jesus se bediening bestaan uit preek en bediening, onderrig of teaching, genesing of healing as ek 'n Engelse woord kan gebruik. Hy het gesorg vir die armes en hy het demone uitgedryf, of in die Engelse woord casting out demons. En dan natuurlik was ons redder 'n besonderse mens. En vanoggend is ons hier om hom te eer. Ek het dit goed gedink om so 'n bietjie te gaan kyk na die verloop van die week, na Palm Sondag tot en met vandag, en dan ook verder gaan ons dan Sondag hanteer. Maar eerstens was Palm Sondag en ons het laasweek lekker gekuier rondom daai tema, en ek het 'n paar wonderlike boodskappe ontvang hierdie week, van mense wat vir my sê dat vir die eerste keer verstaan hulle, dat Palm Sondag is nie net nog 'n Sondag nie. Dit is so 'n belangrike deel van ons Christendom journey, ons moet dit nie mis nie. Maar Palm Sondag het duisende mense Jesus Christus gesien aankom op 'n donkie in Jerusalem in.
en hoe profetiese woorde en uitsprake van die Ou Testament waar geword het. Maar tipies mens het die fariseërs, die slim mense, gesien hoe hierdie duisende mense agter Jesus aanloop. En ek het hier in highlight gesê, hulle het gesien en hulle het gehoor hoe mense begin sing en begin glo dat hy werklik die ware verlosser is. En daai mense het begin benoud raak. Hulle het begin jaloers raak. Hulle het gesien hoe hulle besig om hulle aansien te verloor. Ek het die Engelse woord gebruik, hulle fanklub het verminder. En net soos dit vandag gebeur, en ek glo ons is 'n paar mense wat kan getuig daarvan vanoggend, wanneer die guns van God op jou lewe is, sal hierdie wêreld altyd konkel om jou onder te kry. Is daar iemand wat weet waarvan ek praat? Ek gee geen eer aan die vyand nie. Dis hierdie sondige natuur van ons mense wat mekaar niks geniet. En vanoggend wil ek vir jou sê, as die guns van God op jou lewe is, sal die onmoontlike in jou lewe elke dag gebeur. Tweedens is Maandag het aangebreek en daar gebeur iets wat op die oog af buite Christus se karakter lyk. Ek sê op die oog af buite Christus se karakter gelyk het. Ons lees in Matteus 21 vers 12 en 13. Jesus het tempel toe gegaan en al die handelaars en hulle kliënte uitgejaag. En hy het die tafels van die bankiers en die hokkies van die duiweverkopers onderste bo gegooi en vir hulle gesê, daar staan in die skrif geskryf, my huis is bedoel om 'n huis van gebed te wees, maar julle het daarvan 'n rowersnes gemaak. En terwyl ek dit lees, is dit soos of die Heilige Gees my sê, dis dalk weer, nee, nie dalk nie, dit is weer tyd, dat dit weer gebeur in vandag se kerk. Dis tyd, dat die Heilige Gees weer inkom en die kerke begin skoonmaak, tafels begin omgooi, want ons het God se gebedshuis, het ons as 'n kerk, en ek praat van die algemeen, het ons 'n plek gemaak waar besigheid gehandel word. Ek persoonlik ken mense en kerke wat sterkman kompetisies binne in hulle kerke hou. En as ek praat van sterkman kompetisies, weet julle ek praat van die spesifieke kleredrag ook. Dis gewoonlik so min as moontlik. Maar ek ken kerke wat sulke goeders doen. Ouderdomsbeperking vertonings aanbied. Biertente hou en opslaan vir fondsinsamelings. Wat verhoogies bou op verhoogies, sodat mense raak gesien kan word en vele meer. En ek kom op hierdie skrifgedeelte Jeremia 7 vers 11 en hy sê dit so mooi, hy sê my, dink julle dat die tempel 'n wegkruipplek vir die skelms behoort te wees? Onthou, en ek sê dit vir julle elkeen, ek sien wat julle doen, sê die Here. Maak nie saak waar ons gaan nie, God se oog sien alles. Ek wil sommer hier 'n ander bos in 'n klip in die bos gooi. Dit is dalk 'n bietjie tyd dat ek en jy, en ek sluit myself in daarbey, gaan kyk in en om ons lewens, om hierdie tempel van God, wat ons toelaat in ons lewens. Wat kry tyd in ons lewens? Is dalk tyd om bietjie begin te skoon te maak. Dalk sit jy vanoggend hier en dat iets in jou lewe het Christus se plek in jou lewe gevat. Terwyl ek voorberei te kom hierdie op en ek weet nog nie hoekom sê ek dit nie. Maar daar's baie van ons wat so hard gebid het vir 'n uitweg finansiëel in ons werke. En dan kry ons daai werk en dan hou daai werk ons weg van God af. Die Here is vanoggend hier om te waarsku. Dalk is daai wat God se plek in jou lewe gevat het, 'n verslawing soos drank of rook, of jy kan sê wat dit is. Ek het hierdie laaste ruk so baie gehoor, ek sal alles opgee behalwe dit. Dalk is dit wat jou plek of die plek van Christus gevat het. Daai skelm videoetjies wat ons kyk, wanneer niemand kyk nie, wanneer ons alleen in die badkamers is. Vandag kom die Gees van God en sê, pas op, want die enigste verskil tussen jou en die wêreld daar buite, is jy sit op Sondag in die kerk.
Is deesdae die enigste verskil wat daar is tussen die kerk en die wêreld. Is waar ons tyd spandeer op Sondag. Vanoggend wil ek vir julle sê, dat God het sy seun gestuur, sodat elkeen van ons kan inkoop, ons kruis kan opneem en sê, Jesus, waar het U my nodig? Dis tyd dat ons lewens sal neerlê. Die skrifgedeelte sê, en ek wil sê, waar ook al jy gaan, en wat ook al jy doen, 1 Korintiërs 6, 19 en 20 sê, of verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie? Julle behoort nie aan julleself nie. Julle is teen 'n baie duur prys gekoop. En daarom moet julle God met julle liggaam verheerlik. Ons is vandag hier om vir Jesus dankie te sê vir die offer. Maar besef elkeen van ons dat hierdie liggaam wat ons het, is 'n tempel. En waar ons gaan hy saam. Of kom ek vra, gaan hy saam oral waar jy gaan? Want hy meng nie met onheilige en donker goed nie. Wat vir my so uitgestaan het hierdie week in my voorbereiding, is dat Jesus was altyd gefokus op sy taak en sy doel terwyl hy hier op aarde was. Julle selfs toe hy kwaad geraak het en die tafels in die tempel omgegooi het, het hy omgedraai, hy het gefokus gebly en hy het aangegaan met sy werk. Wie van ons kan dit sê? Ons kan so baie by hom leer. Matteus 21:14 en 15 sê, blindes en verlamde mense het daar op die tempelterrein na hom toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Maar toe die hoofpriesters en die skrifkenners die merkwaardige dinge sien wat hy gedoen het en hoor hoe selfs die kinders in die tempel uitroep, prys God vir die seun van Dawid, was hulle bitterlik ontsteld. Praat van 'n maandag. Jesus het ook 'n maandag gehad, soos ek en jy. Partykeer gaan dit goed, en partykeer gaan dit bietjie minder goed. Maar dit was sy maandag in sy laaste week. Dinsdag breek aan, en as ek 'n tema kan gee, is dit 'n dag van autoriteit. As julle die stories gaan lees, en daar's baie stories wat julle kan lees, in Lukas 20 vers 1 tot 21, en dan ook vers 36, sien julle, dat Jesus is weer terug in die tempel. Dieselfde tempel waar hy gister kwaad geraak het, goed omgegooi het en bedien het, gaan hy terug die volgende dag, en hy's besig met dinge van Jesus. Die goed wat Jesus gedoen het, hy het net aangegaan met dit. En mense het kennis gedra. Selfs ek noem dit die mensgemaakte, mensaangestelde slimmes, die skrifgeleerdes, fariseërs, en hulle het glad nie dit geniet wat hulle gesien het nie. Want hulle gemaksone is so 'n bietjie geruk. Hulle dink hulle is toe baie slim, en hulle vat toe, hardloop na hulle geleerdheid toe, om vir Jesus te probeer vasvra, maar hulle kon nie. Want julle sien, hy het staat gemaak in die gees in hom. 1 Johannes 4 vers 4 sê dit so mooi, hy sê, julle is uit God, my kinders. En julle het hulle oorwin, met hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Jesus het gesnap dat die gees van God, sy Vader, is sterker as die slim skrifgeleerdes wat al was. Hy het staat gemaak op die kennis wat hy die woord opgedoen het. Met ander woorde, dit wat hy by sy Vader gehoor het, en dit wat hy gesien het by sy Vader. En hy het hulle uitoorlee met logika. Uitoorlee met logika. My vroukie het hierdie woorde vir my gegee. Common sense is nie 'n blommetjie wat in elke ou se tuin groei nie. Al is jy hoe slim, as jy nie op God staat maak nie, gaan jy op jou neus val. Hoor wat ek vanoggend sê. Ons kan dink ons is baie slim. Ek kan nou nie vir julle sê vanoggend wat my chef toe ek geswat het, vir my gesê het nie. Maar hy het 'n ander woorde gebruik en gesê, julle dink julle is so slim. Jesus het gekom, en hy het die skynheiligheid van die fariseërs en die skrifgeleerdes en die mense om hom in die lig gebring. Ek weet, baie van ons lees daai storie en dan dink ons, maar ja, dis rof. Dis mos nie Jesus se karakter daai nie. Maar hy het dit tog met soveel liefde gedoen. Jy sien, God het soveel in store vir elkeen van ons, vir elkeen van julle wat my hoor. Ek kan nie almal sien nie.
Maar die Here het soveel in stoor vir elkeen van julle, jonk en oud, dat hy nie meer tyd het om ons valse aanbidding en ons valse motiewe te aanvaar nie. God wil ons oë oopmaak vir die waarheid. En ek bid al 'n geruime tyd hierdie volgende gebed in Romeine 12:2 en ek bid Here vernuwe ons gemeente se denke. Vernuwe ons uitkyk. Vernuwe goeie nuus se harte sodat ons sal sien en sal doen dit wat U wil hê ons moet sien. Woensdag breek aan en Woensdag is 'n interessante dag. Ek weet nie wie van julle weet dit nie, maar daar's nie baie geskryf oor Woensdag nie. Maar daar word geskryf in Woensdag en ongelukkig is een van die goed wat hulle skryf is Judas begin met sy gekonkel, sy agterafstreke en sy donker karakter, sy gebroke karakter om Jesus te verraai. Dis wat op Woensdag gebeur het. Donderdag breek aan en ons lees in Lukas 22 vers 1 tot 23. En as julle notas vat, skryf het, as ek al hierdie skrifte gelees het, dan sou ons baie lankie gestaan het. Maar in Lukas 22 staan daar Jesus en sy disippels gebruik vir die laaste keer nagmaal saam. En dis ook die oomblik waar Jesus sy disippels se voete was. Nou ek weet ons baie mense wat sê voete was is oud modies en is Ou Testament en al hierdie dinge, ons loop nie meer so ver met ons voete nie. Maar ek is 'n ou wat glo daar's nog krag in die ou dinge. Daar's nog krag in die ou manifestasies. Maar Jesus kom en hy was sy disippels se voete en neem kennis. Hy het nagmaal en hy was voete van die ou wat hom môre gaan verraai. Lukas 22, 39, 54, Judas verraai vir Jesus. En dan natuurlik Vrydag waar ons vandag is. Ek weet dit is 'n donker dag in die geskiedenis, soos die boeke dit aangeteken het, maar tog is dit so nodig vir vandag se wêreld. Dit was hartseer. Ek het gekies om vandag nie in diepte in te gaan oor waardeur Jesus is, hoe hy gelyk het, hoe sy liggaam geskeur en gebreek is nie. Maar vandag is ons dankbaar. Hoor my, ek probeer dit nie hoe kan ek sê, waterig maak nie. Jesus het sy alles gegee. En ek weet dit is hartseer. Maar vanoggend is ons dankbaar, want dis juis hoekom ons vanoggend hier is. As dit nie vir dit was nie, waar sou baie van ons vandag gewees het? Want nog voor ek geweet het die Here reeds 'n plan met my lewe gehad. Daar's tye wat jy stupid goed aanvang, maar nog voor ek besef het Jesus 'n plan gehad. Hy het 'n plan gehad met elkeen van julle se lewens. My opinie, hoor mooi, dis net Mike's opinie. Jesus het Johannes 12 vers 24 beter verstaan as enige van ons. Johannes 12:24 sê, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Ek wil vanoggend vir jou vra, hoe lank gaan jy nog vashou voor jy oorgee? Ek wil vanoggend vir jou vra, hoe lank gaan jy nog op jou eie dinge probeer doen voor jy gaan oorgee? Want jy sien, die wêreld het gereken dat Judas se agterbaksheid en die slimme is, soos julle weet nou, se planne was dit wat Jesus teen die kruis vasgeslaan het. Ek weet daar's nou nog mense, ek het in hierdie week met iemand gepraat, wat glo dit was die soldate, die skrifkenners, die groot koppe en al daai mense wat teen Jesus was, wat hom teen die kruis vasgeslaan het. Ek wil vanoggend vir jou sê, nee, 1000 maal nee. Dit was die sonde van hierdie wêreld, my sonde, jou sonde, maar bo alles was dit liefde, wat Jesus teen daai kruis vasgeslaan het. Mense vergeet so vinnig, dit is Jesus. Hy kon enige oomblik dit gestop het. Enige oomblik. Maar Jesus het vrywillig en uit liefde vir elkeen van ons teen daai kruis gaan hang. As julle kan onthou in Matteus 26:39 staan daar, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval
en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hoeveel van ons wat vanoggend hierso sit, bid nog daai gebed voor jy 'n besluit neem? Ek moes hierdie week repent. Ek moes hierdie week sê, jammer Here, want ons baie kere besluite wat in die oomblik geneem word en dan brand ek my vingers en ek verstaan nie hoekom nie. Maar die Here wys my hoeveel keer voor ek iets doen, bid ek en vra Here, nogtans U wil, nie my wil nie. Jy sien Jesus se liefde vir elkeen van ons het hom teen daardie kruis vasgeslaan. Ons liefde het hom teen daai kruis vasgespijker. Jesus Christus het elkeen van ons, maak nie saak hoe groot het jy aangejaag, maak nie saak hoe donker jou lewe op hierdie stadium lyk nie, hy het ons tot die dood toe liefgehad. Hy het ons tot die dood toe liefgehad en gesê hy sal alles gee, sodat ek en jy vandag die waarheid kan ken. In die grootste geveg van sy kort tydjie hier op aarde, in die grootste pyn denkbaar, het Jesus steeds vergifnis uitgespreek. Lukas 23 sê, Jesus vra die Vader, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Toe ek in die week hier kom, en ek sien daai prentjie, ek wou dit wys, maar dit is bietjie bloederig. En ek weet, dis baie kinders. Toe ek hierdie week daai prentjie sien van Jesus wat in die kruis hang en die bloed wat so op die grond drup. En ek lees Lukas 23. Toe dink ek, Here, ek is nog nie naby daar nie. Hoeveel keer kom ons op 'n plek waar mense ons te nakom? En ons doen nie dit nie. Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vandag wil ek vir jou sê, Jesus het jou so lief gehad, dat hy nog steeds daar gesê het, Here, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hierdie tipe genade het die wêreld nog nooit geken nie. Ek gaan Sondag bietjie verder daaroor bedien, maar die kruis het alles kom omkrap. Daar was 'n lewe voor die kruis en daar was 'n lewe na die kruis. En ek gaan Sondag bietjie meer in diepte in dit ingaan, maar die kruis van Jesus Christus het die hele wêreld kom omkrap. Want dit het nie sin gemaak nie. Dit maak nou nog nie sin vir die wêreld daar buite nie. Maar ek dank die Here, ek is nie meer deel van daai wêreld nie. Ek wil vanoggend vir julle vra, en as ek hierdie vraag aan julle sou kon vra, weet julle wat ontbloot ware karakter meer as enigiets in hierdie wêreld? Wat sê julle gesê het? Wat ontbloot ware karakter meer as enigiets in hierdie wêreld? As ek kyk na die kruis, dan is dit pyn, dis ongemak en is frustrasie. En soveel van ons wat vandag hier is, beleef daai 3 gevoelens, daai 3 goed amper daagliks in ons lewens. Maar onder ondraaglike pyn en ongemak, die grootste geveg van Jesus se lewe, maak Jesus sy karakter aan die wêreld bekend. En dit is waarom dit Goeie Vrydag is. Ek haas om klaar te maak. Ek het 7 verklaringe uitgehaal en ek gaan vinnig daardeur hardloop wat Jesus aan die kruis bekend gemaak het. En julle het heel moontlik al baie van dit gehoor. Maar die eerste een is, Vader, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle gedoen het nie. Lukas 23:34. Die tweede uitspraak of verklaring wat Jesus gemaak het is, Jesus sê vir die sondaar langs hom aan die kruis, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Lukas 23:43. Interessante geval daai, nê? Die man aan die kruis het geen Bybelstudie gedoen nie. Hy het geen doopklas, geen geleerdheid gehad nie, hy het niks gehad nie. Hy was 'n sondaar. Maar daai man het net een besluit gemaak. Hy het een verklaring gemaak. En natuurlik met 'n opregte hart. Aan die einde van daai dag, toe staan hy in die paradys saam met Jesus.
Ek wil vandag vir jou sê, dit is nie die groot goed in die lewe wat altyd 'n verskil maak nie. Baie kere is dit die klein besluite wat ons nou maak, wat generasies na ons beïnvloed. Daai man het net gesê, Here, dink aan my. En hy het die hemel gemaak. Derdens is, Jesus het omgegee tot die dood toe. En om eerlik met julle te wees, ek het hierdie mis gelees nou al vir baie jare. Jesus hang daar, en het gaan nie goed met hom nie. Hy's gebreek, hy's op pad om sy asem uit te blaas. En hy sê aan sy moeder, hier is jou seun, Johannes, sy geliefde disipel. Want Jesus het gesien, as hy sterf, gaan sy ma iemand nodig hê. En terwyl hy daar hang, dink hy aan sy moeder. En hy sê, moeder, ek sien jou trane, hier is vir jou 'n seun. Terwyl hy ly, sien hy 'n behoefte van sy moeder raak, en hy skep 'n gemeenskap, 'n veilige plek, en 'n veilige verhouding vir iemand waarvoor hy lief is. Vierdens het hy gesê, my God, waarom het U my verlaat? Matteus 27:46. Jesus het op daardie oomblik, het hy die hele wêreld se sonde op hom gedra. En daarom het hy hierdie verskriklike verlatenheid beleef. Ek dink nie een van ons het al ooit so gevoel nie. Hierdie verlatenheid dat hy vir die eerste keer weg is van sy Vader af. En ons moet besef dat die loon van sonde, ek gee nie om of dit 'n groot of 'n klein sonde is nie, is die dood. En as jy gaan aanhou met sonde, gaan jy alleen gelaat word. Die 5de verklaring wat Jesus maak is, ek is dors, net hierdie 3 woorde. In Johannes 19:28, want hy sê vir ons, die lyding waardeur hy is 'n werklikheid. Jesus wys vir ons vir die laaste keer, dat al was hy ten volle God, was hy ook ten volle mens, nes ek en jy is volgend. Hierdie wêreld, en sy dinge en al sy dinge, sal vir my en vir jou altyd dors laat. Hy sal altyd soekend hou. Die enigste een wat vir ons sal hou vir ewig, is die brood van die lewe. Is die bloed van Jesus. Sestens is, Jesus verklaar en hy sê, dit is volbring. Johannes 19:30 is 'n stelling wat geken word reg deur die wêreld. En dit is 'n teken dat hy sy doel op aarde voltooi het. Jesus Christus het kom versoen, en hy het elkeen van ons kom verlos. En dan laastens, die 7de verklaring, Vader, in U hande gee ek vandag my gees oor. Lukas 23:46, julle hierdie praat van 'n totale vertroue, 'n totale liefde teenoor sy Vader. Ek wil vanoggend vir julle vra, is julle bereid om julle lewens in die bekwame hande van God te laat en te sien wat hy daarmee kan doen? Is julle bereid om julle 5 broodjies en 2 visse te gee en te kyk wat kan die lewendige God daarmee maak? Ek kom vanoggend en sê vir julle dat Jesus het alles gegee sodat ek en jy vandag kan hoop hê. Die rede vir Goeie Vrydag is eenvoudig. Dis Christus se liefde teenoor my en jou om ons sonde op hom te neem en vir ons te sterf sodat hy die enigste een wat kon die dood kon oorwin. En vandag is elkeen van ons wat hom as verlosser aangeneem het, meer as oorwinnaars. Ek wil hierdie sê, ons is meer as oorwinnaars, net in hom en net deur hom. Nie op ons eie nie. Ons kan dink ons is baie oulik. Ek wil dit weer sê, laat God een oomblik sy hand van jou lewe afhaal en kyk hoe oulik is jy. Ons is oorwinnaars, net deur hom en in hom. Deur Jesus se bloed is die skeiding of die barrier, as ek die Engelse woord kan gebruik, tussen ons en God afgebreek, vir eens en vir altyd. Ek het nou gesê, goeie nuus, dis Goeie Vrydag, en dis 'n besonderse dag, want Jesus het gekom, en God het nog altyd 'n plan gehad. As ek mag
sou ek sê dat Jesus kon dalk 'n 8ste verklaring bygesê het en ek wil hê almal moet hierdie hoor. Sy 8ste verklaring sou so geklink het. You are worth it. Julle toe ek hierdie tik toe heilig. Want hoeveel keer het die wêreld vir ons gesê ons is nie waardig nie? Hoeveel keer het die wêreld in sy travante vir jou gesê jy's nie goed genoeg nie? Hoeveel keer het die vyand al vir jou gelieg? Vir jou gesê jy is niks werd nie. Jesus kom aan die kruis. En as ek kan sê, dis my opinie, sou Jesus gesê het, you are worth it. Elke hou, elke wond, elke doring, elke bespotting, elke spoegdruppel op hom, elke bloeddruppel wat op die vloer geval het, alles wat gebeur het, en deur dit alles, het Jesus uitgeroep en gesê, you are worth it. Here al die eer. Ek wil vra tannie Marlene, kan ons die nagmaal regkry, asseblief? Die span. Ekskuus, die span wat gaan help. Ons gaan vandag nagmaal so 'n klein bietjie anders maak. Ons gaan in hierdie nagmaaldiens nou net dankie sê. Ek het genoeg skrifte gedeel vanoggend. Ons gaan 'n liedjie daar van agteraf aansit. Thank you Jesus for the blood. En ek wil vanoggend vir jou vra, loop uit en kry vir jou nagmaal. As jy nie kan uitstap nie, asseblief steek julle hande op. Pieter, Marie, kan ek vra dat julle sal help asseblief? As jy nie kan nie, asseblief steek jou hand op. Dan sal ons jou kom bedien daar aan die banke. Maar ek wil vanoggend vir julle vra. Nommer 1, maak seker dat jou saak reg is met hom, voor jy vanoggend nagmaal gebruik. Ek wil met alles in my jou vra. Maak erns met vanoggend se nagmaal. Hoor my mooi, dit gaan nie oor die sappie of die broodjie nie. Dit gaan nie oor wat se kleur die sap is of hoe die broodjie lyk nie. Dit gaan oor vandag en wat Christus vir ons gedoen het 2000 jaar terug. Ek wil jou vra, wees vandag dankbaar. Want op hierdie dag, meer as 2000 jaar terug, het Jesus gesterf sodat ek en jy vanoggend aan hierdie tafel kan aansit. En ek sê weer, hierdie tafel maak dat ek en jy meer as oorwinnaars kan wees vandag. In hom en deur hom alleen. Ek wil vra as julle kan, staan uit, stap uit, kry vir julle, die voor is 2, in die middel is al 2 en agter is al 2 tafels, en as die sappies klaar is, asseblief, wys net vir ons, hier is nog hier voor. Baie dankie julle. Ons kan die liedjie speel. Sal ek sing tot in eeuwig. I was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus,
brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Asseblief. Oeh, Thank you, Jesus. You have saved my kan jy iets sien? Ek kan nie sien nie. brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger. Oh, the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Wash me white. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory. Kan julle my hoor? Ekskuus, ons wag net vir almal. Ek glo almal. So julle, ons gaan nog met kelkies koop. Ons dank die Here. Ekskuus, stamp ek my vrou. Ek wil vra terwyl ons so sit, net julle oë te sluit. Ek wil graag vir julle gebed doen. Vader, is volgens moeilik om my trane terug te hou om te probeer in my gewone Afrikaanse taal vir u dankie te sê. Maar Here, ek wil self nie eers probeer imagine waar ek myself sou bevind het vandag as u nie bereid was om daai prys te betaal nie. Vanoggend kom ons as 'n gemeente, Goeie Nuus Kerk. Here, of ons nou jare deel is van die gemeente of vandag die eerste keer hier is, of ons aanlyn kyk, Here, wil ek vandag vir u kom sê dankie dat u bereid was om teen daai kruis te hang en deur daai ondraaglike pyn en vernedering te kon gaan, sodat ek, my gesin en elke persoon wat vanoggend hier is, deel kan hê van die gesin van Jesus. Here, ons weet vandag en ons bely dit, dat deur u wonde en deur u bloed wat gestort is, Here, het ons vandag die voorreg dat die Vader na ons kyk deur sy seun Jesus Christus. En vanoggend wil ek net kom sê dankie. Here, dankie dat deur u
is ons meer as oorwinnaars. In U is ons meer as oorwinnaars. En ek wil vandag vir U kom sê, dankie Here, dat U liggaam gebreek is, dat U bloed gestort is, en dat ons vandag dit kan herdenk. En Here, my gebed is, dat elke persoon wat nou 'n kelkie het, en wat 'n broodjie het, Here, al is dit gewone brood, gewone sap, dat die Heilige Gees sal kom, en elke persoon wat nou nagmaal gaan gebruik, sal kom verkoop, sal vrymaak, sal kom genees, sal kom aanraak, sal kom hoop gee, en sal kom vrymaak deur die bloed van Jesus. Here, ons is lief vir U, ons is dankbaar, en Here, vandag wil ons net kom sê dankie, dat ons ook nou nagmaal saam kan gebruik as 'n gemeente, en vir die wêreld daar buite wys, dat U leef nog steeds. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. As die mense gaan nou verbykom met hulle mandjies, jy kan net jou kelkie daar ingooi. Tannie Marlene, tannie se span, baie dankie. Ons waardeer dit opreg. Ek wil dan sommer nou ook die geleentheid gebruik om vir elke vrywilliger in ons gemeente kom sê dankie. Of jy maandag opdaag vir ons bid hier, of op 'n Sondag kom dien, ek wil my gesin in die kerk wil vir julle kom sê dankie dat julle deel is van goeie nuus. Ons waardeer julle, ons bid vir julle. Ek mag dit vandag sê. Ek en my gesin het lief geraak vir elkeen van julle. Dankie Tannie. Is daarom iemand? Ons waardeer julle. Ek gaan sommer net so afsluit. En dan wil ek vra, ons het vanoggend se diens bietjie vroeër gemaak. As daar een ding is wat vir my en my gesin en die gemeente se leierskap baie belangrik is dit familie. Maak seker jy kom vandag iewers by iemand uit. En as jy niemand het nie, bel my. Ons gaan KFC koop of ons gaan iets doen. Maar wanneer gesonde iets. Is KFC oop vandag? Hulle is seker. Nou het ek uitgepraat. Ja, ons waardeer julle. Ja, bid maar vir my. Ja, ag julle, ons waardeer julle. As jy vir die eerste keer vanoggend hier is, kom skud asseblief my hand. Ons sal julle baie graag wil ontmoet. Weet dat ons bid vir julle. En dan het ons Sondagoggend 9:00. Hou asseblief dit in gedagte, 9:00 gewone oggenddienstyd. Kom ons weer hier by mekaar. Wie van julle het vanoggend geniet die musiek? Ja, ek wil nie praat oor die diens nie. Die musiek. Ek's bang niemand steek hulle hande op nie. Maar ek wil sê ons waardeer julle. As jy hier is Sondag 9:00 hierso, kom ons weer by mekaar. Ek wil dit sê dat die vyand dit ook weet. By hierdie gemeente sal ons altyd Jesus eer bo enige mens, enige iets. Hierso sal die Heilige Gees altyd welkom wees. Maar hierso gaan ons ook nie mense bo enigiemand anders plaas nie. Ons almal is dieselfde. Jesus het vir ons almal dieselfde prys betaal. En ek en my gesin gaan jou lief hê, maak nie saak wie jy is nie. Baie dankie vir wat julle doen. Kom ons buig ons hoofde en bid ons saam. Here, ek wil nie hierdie diens verder uittrek nie. Ek wil vir U kom dankie sê. Here, dankie dat ons met 'n huppel in ons stap, met 'n glimlag in ons hart, met vrede in ons lewens, vanoggend U kan uitstap, want U is goed vir ons. Here, dankie dat U bereid was om deur al daai pyn en lyding te gaan. En vandag kom sê ons vir U dankie. Here, dankie dat deur dit wat vandag gebeur het meer as 2000 jaar terug, kan ons vandag hier uitstap
met 'n breë bors, sonder om weg te kruip, vir die wêreld te sê, ons is kinders van God. Here, ek eer U daarvoor. Here, dankie dat U goed is. Ek wil vra dat U ook nou elke persoon wat voor my is en wat aanlyn ingeskakel is, sal seën, dat U hulle sal beskerm. Ek weet baie van ons gemeente gaan nou ver ry en familiekuier en net lekker kuier. Here, wees ons asseblief genadig. Bring ons weer Sondag bymekaar en Here, dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat U elkeen van ons so bederf. Here, dankie dat ons in U hand is en dat niks of niemand ons ooit uit U hand uit kan ruk nie. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Wees geseënd. Moenie te stout wees nie en geniet julle Paasnaweek. Totsiens.